Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Lukas 22. Kom ons lees saam. Terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom: Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Die verhaal van Judas se verraad is nie net 'n verhaal oor sy donker besluit nie, maar ook 'n verhaal oor Jesus se genade. Wanneer ons hierdie gebeurtenis lees, sien ons twee kontrasterende besluite. Die besluit van Judas om Jesus te verraai en die besluit van Jesus om steeds vir Judas liefde te wys. Jesus se woorde toe hy Judas in Getsemane sien, in een van die vertalings: My vriend, wat doen jy? Maar hierdie verhaal gaan nie net oor Judas nie. Dit gaan oor ons almal. Ons neem daagliks besluite wat ons nader aan Jesus bring of verder van hom af wegneem. En soms besef ons nie die gevolge van daardie besluite totdat dit te laat is nie. Vir Judas was dit in sy gedagtes en optrede die ding om te doen. Met oortuiging neem hy daardie besluit. Maar toe dit uitspeel soos dit uitgespeel het, sê hy, dis nie wat ek wou hê nie. Dis nie wat ek bedoel het nie. Vat die geld terug. En berou oorweldig hom. Ons lewensrigting word bepaal deur 'n reeks besluite, groot en klein. As ek dink aan die beginsel van die pad, sê jou rigting, nie jou bedoeling nie, nie jou intensie nie, bepaal jou bestemming. Dit beteken dat die besluite wat jy vandag neem, uiteindelik bepaal waar jy môre sal wees. Judas het waarskynlik nie begin met die doel om Jesus te verraai nie. Dit het met klein stappe begin. Miskien het hy begin twyfel in Jesus se plan. Miskien het hy teleurgesteld gevoel in goed wat Jesus gedoen het of nie gedoen het nie. Miskien het hy homself oortuig dat sy optrede regverdigbaar is. En is dit anders met ons? Wat my die meeste tref in hierdie verhaal is hoe Jesus Judas behandel. In Johannes 13 sien ons dat Jesus, terwyl hy weet Judas gaan hom verraai, steeds vir hom 'n stukkie brood gee. 'n Teken van gasvryheid en vriendskap. Ronald Rolheiser skryf dat hierdie oomblik ons herinner aan hoe Jesus is. Selfs wanneer ons hom verraai, bly hy ons genadig nader. Hierdie oomblik wys ook vir ons die krag van ons eie keuses. Jesus het vir Judas 'n geleentheid gegee om te draai. 'n Kans om te besef wat hy besig is om te doen. Ons weet dat God se genade altyd beskikbaar is, maar ons moet kies om dit te aanvaar. Daar's altyd geleenthede. Dit help nie dat Jesus vir ons die brood gee as ons kies om dit te ignoreer en ons eie pad te loop nie. Kom ons kyk na 'n belangrike kontras. Vir my, as ek nou hierdie storie net voor Jesus se kruisiging lees, dan sien ek die storie van Judas, maar ook van Petrus. Judas verraai Jesus en kry berou, maar hardloop na die priesterhoofde toe vir vergifnis, nie na Jesus nie. Petrus verloon Jesus 3 keer, maar bly onder die disippels en ervaar later Jesus se vergifnis. Judas se verkeerde besluit het hom op 'n pad van verharding geplaas, sodat uiteindelik nie die genade van Jesus kon ontvang nie. Petrus het ook 'n slegte besluit gemaak, maar sy hart was oop om te draai en terug te keer na Jesus toe. Twee goed, die les en die uitnodiging. Die les, selfs wanneer ons foute maak, dat ons na Jesus sal terugkom, nie weghardloop van hom af nie. Ons keuses bring ons of nader aan Jesus, of verder van hom af weg. Dis nooit net 'n klein dingetjie nie. En die uitnodiging, wees bewus van elke besluit wat jy neem, groot of klein. Is ek besig om, soos Judas, stadige pad te loop wat my van Jesus af wegneem, of neem ek besluite wat my nader
aan hom bring. En wees bewus van hoe Jesus se genade jou uitnooi. Jesus breek die brood saam Judas ook. Gee hom plek aan die tafel, al weet hy wat hy gaan doen. En vir Judas was dit die vraag, my vriend, wat doen jy? En miskien vandag, in my eie lewe, 'n genadegebed. 'n Genadegebed wat sê, Here, wys vir my watter klein besluite, of groot, ek neem wat my of nader aan U bring, of verder wegvat. Dalk 'n genadegebed wat sê, help my om bewus te wees van die genade, en help my om my rigting in U hande te plaas. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons dink aan die storie van Judas, dink ons ook aan die storie van onsself. En ons bid vir U genade, dat U genade ons gebrokenheid sal oorweldig. En dat U ons sal lei om ons keuses, hoe ook al groot dit is of klein, dat U ons sal help, dat daai keuses in lyn sal wees met U wil, met U plan, in die naam van Jesus. Amen. Ek vra vir die genade, ek wil bewus raak van my tekortkominge, Here. En U vergifnis te ontvang vir al my tekortkominge, Here. Ek vra vir die genade, ek wil bewus raak van my tekortkominge, Here. En U vergifnis te ontvang vir al my tekortkominge, Here. Ek vra vir die genade, ek wil bewus raak van my tekortkominge, Here. En U vergifnis te ontvang vir al